Ons Pinkstertema, as iemand dit dalk gemis het, die week is Josef van tronk tot troon. Gisteraand het ons stilgestaan by droom om koning te word, verkoop as slaaf. Vanaand van slaaf tot 'n tronkvoël en dan woensdag van tronkvoël tot eerste minister. En dan donderdag God bring Josef se broer se sonde aan die lig en dan sondagoggend God seën Josef sy geestelike nalatenskap. Ons tema vanaand is van slaaf tot 'n tronkvoël, maar voor ons daar verder gaan, kom ons sluit net die oë, dan raak ons stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, U nooi vir ons uit in U woord. Kom almal wat dors is, kom na die water. Kom drink, dis verniet. Ja, Here, U vra vir ons om ons ore oop te maak en na U te kom en te luister, sodat ons kan leef. Want U woord is lewend en kragtig, soos 'n tweesnydende swaard. U woord, deur U woord verkoop U ons geestelike dors. Deur U woord bring U ons by Jesus uit. Deur U woord raak U ons harte aan. Ons aanbid U as die lewende God. O Heilige Gees, ons bid dat U, die een wat op Pinksterdag uitgestort is en wat in ons harte woon, dat U ook nou kragtig in ons harte sal werk. En Jesus sal verheerlik. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Nou soos wat ek ook gister gesê het, in hierdie Pinksterreeks staan ons stil by die werk van die Heilige Gees, wat ons as gelowiges verander om meer en meer soos Jesus te word, sodat God ons kan gebruik in sy koninkryk. En dit gaan vir U al hoe duideliker word soos wat ons aangaan, en ons kyk na Josef se lewe as voorbeeld. Vanaand gaan ons na Josef se lewe kyk en na die paradoks, hoe God sy kinders ryklik seën terwyl hulle intense en vernederende beproewings, versoeking en moeilikhede en vervolging teenstand maak. Te midde van daardie dinge seën die Here sy kinders ryklik. As die goed ons oorkom, dan bid ons dat die Here dit sal wegvat en dan dink ons dis die seën van die Here. Die Here se seën is te midde van dit. Ons teks is Genesis 39 vers 1 tot 40, 23. Ek gaan dit nie als lees, ek gaan gedeeltes so daar uit lees soos wat ek aangaan in die boodskap. Ons lees net eers vers 1 en 2 in aansluiting by gisteraand se boodskap. Josef is na Egipte toegebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Baie goed gegaan met hom. Verkoop as slaaf. Het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Nou hoe het Josef in Potifar se huis gekom? Josef se broers was jaloers op hom. Hulle het vir Josef in 'n put gegooi. Ons ken die storie. En Josef aan Ismaelitiese slawehandelaars verkoop vir 20 stukke silwer. En na 'n reis van ongeveer 400 km, daar kan jy sien van Dothan af tot in Egipte, wat waarskynlik 'n paar weke geduur het hulle, die Ismaelitiese slawehandelaars, vir Josef verkoop aan 'n ryk Egiptiese edelman, Potifar. Hy was hoof van die farao se leiwag, 'n baie gesiene posisie in die regering. En dit moes vir Josef verskriklik gewees het. Hy is verkoop deur sy broers. Net die gedagte, jy is verkoop deur jou broers. Weggeruk uit sy vaderhuis, waar hy 'n bevoorregte posisie gehad het. En vir 'n seun van 17 moes die verlange na sy pa en sy boetie Benjamin, wat hom nie verkoop het nie, ondraaglik gewees het. Nou bevind hy hom in 'n paleis van 'n huis met al die luksus wat net 'n Egiptiese edelman kon bekostig, waaraan hy nie gewoond was nie. Josef was maar een van baie slawe wat in hierdie man se huishouding gewerk het. Maar daar was een ding wat in Josef se guns getel het, die een ding wat werklik saak gemaak het. En ons lees dit in vers 2, die Here was by Josef en dit het baie goed met hom gegaan. 53 vertaling, hy was 'n voorspoedige man.
2020, hy was 'n suksesvolle man, alhoewel hy 'n slaaf was. Hieruit kan ons aflei dat Josef nie 'n wrok teenoor sy broers gekoester het en bitterheid in sy hart saamgedra het nie. Want die Here het hom ryklik geseën. Bitterheid en 'n wrok in jou hart maak dit amper onmoontlik vir God om jou te seën. In sy groot genade en ook ter wille van die Here se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob het God sy hand van seën oor Josef gehou en God het hom so geseën dat selfs sy heiden eienaar hom goedgesind was. Ons lees in vers 3 en 4, toe Potifar Josef se eienaar sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Potifar het gesien, hier gebeur iets. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding. So Josef moes homself bewys in terme van betroubaarheid. En al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Dit is baie wees vir die Egiptenaar om 'n Hebreëse slaaf te vertrou om al sy besittings onder sy sorg te stel. Hy het hom as 'n persoonlike slaaf aangestel. En dan gebeur die interessante ding, toe Potifar dit doen, die seën van die Here wat op Josef se lewe gerus het, het oorgespoel na Potifar, omdat hy Josef goedgesind was. God seën vir Potifar. Ons lees, van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis, die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Skielik het Potifar niks gehad om te doen nie. Hy kon net agteroor sit en kyk hoe alles floreer. Hier is vir ons 'n baie waardevolle les. As jy mense wat naby aan God leef seën, sal God jou seën. As jy diegene seën wat deur God geseën word, sal jy ook seën ontvang. Dit werk so in die lewe. Dis die belofte wat die Here aan Abraham in Genesis 12 gemaak het. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En die seën het niks te doen met geld nie. Kan dit ook wees. Maar dit is glad nie in die kern daarvan nie. As gelowige in Christus is jy ook 'n kind van Abraham en geld daardie beloftes ook vir jou en vir my. As ons na Josef se lewe kyk, moet ons onsself eerlik vra, is my verhouding met die Here so dat die seën van die Here oorspoel na mense rondom my? Want daar waar Josef gegaan het, het God hom geseën en die seën het oorgespoel na die mense rondom hom. Spoel die seën van die Here oor na my gesin, na my kinders, na my werkplek. My lewe is seën vir mense rondom my of lewe ek net vir myself? Wanneer God my seën, dan kan dit nie anders as dat dit oorvloei na mense rondom my nie. Maar skielik kom Josef voor sy grootste toets te staan. En daar was 2 redes daarvoor. Die eerste was, Satan wil God se seën oor Josef se lewe wegvat. Die hand van God se seën. Die tweede is, God wil kyk of Josef 'n waardige draer van sy seëninge is. 'n Waardige draer wat hy kan vertrou. Kom ons kyk eers na die eerste rede, wat God ook ten goeie laat meewerk in Josef se lewe. Satan wat God se hand van seën oor Josef se lewe wil wegvat, hy wil dit steel, mense kan dit op verskillende maniere sê. Nou mense sou so kon sê, die duiwel haat dit wanneer God ons seën, hy sal dit in alle koste probeer beroof, hy wil jou vrede wegvat, hy wil alles wegvat. Hy weet daar is net een manier waardeur hy ons kan beroof, daar is net een manier wat die duiwel jou kan beroof, van God se seën. En dit is wanneer ons deur sonde uitbeweeg onder God se seënende hand. Dis al. Daar is nie ander maniere nie. Dis wat die duiwel wil doen. Hy wil jou deur sonde, wil hy God se seën wegvat van jou lewe af. Die duiwel weet dit as hy jou kan wegruk uit God se teenwoordigheid uit, weg van voor God se aangesig, dan het hy jou beroof van God se seën in jou lewe. En die enigste manier is om jou te verlei tot ongehoorsaamheid en sonde. Ook in Josef se lewe het Satan dit deeglik beplan. Maar onthou, God is in beheer. Satan beplan dit, maar God is in beheer. En so het Josef voor sy grootste toets te staan gekom, wat hom sou maak of breek. Wat was die Satan se wapen, of liewer wie? En die Satan se wapen was Potifar se vrou. Josef se versoeking en grootste toets van sy karakter
sou kom. Alles het goed gegaan in Potifar se huis, maar dit was soos die stilte voor die storm. As alles net altyd so goed gaan, dan moet jy weet, daar's dalk 'n storm wat kom in hierdie stilte. Potifar se vrou het vir Josef begin raak sien. Ons lees in vers 6 en 7, Josef was fris gebou en mooi, en Potifar se vrou het na Josef gekyk. Dis die kyk waarvan die Here Jesus ook praat, as hy oor oorspel praat. Skielik het sy met ander oë na die frisgeboude, mooi Hebreëse slaaf gekyk, sy het ander moontlikhede in hom raak gesien as haar man. Die Egiptiese vrouens was wel bekend vir hulle onsedelikheid, losbandigheid en lae morele waardes. En skielik uit die bloute, sonder dat Josef dit enigstens verwag het, onthou hy was 'n slaaf, kom die uitnodiging, kom slaap by my. Dit het gekom soos 'n vuise wat jy nie verwag nie. Nie in sy wildste drome sou Josef kon dink dat Potifar se vrou hom met so 'n skaamtelose voorstel sou nader nie. En wat die voorstel so gevaarlik gemaak het, hy was 19-20 jaar oud gewees. Hy het dit glad nie verwag nie. Baie keer vang die duiwel ons en sorg ons voor 'n versoeking net omdat dit skielik in 'n totaal onverwagte oord kom. Dit geld nie net vir jong mense, dit geld vir ou mense ook. Maar ook seksuele sondes. Gaan kyk maar wie val met seksuele sondes. Ou mans met, ek kan nou 'n paar voorbeelde noem, maar ek wil nie daarop ingaan nie. Baie jong mans en meisies en ook ander mense het al hulle toekoms weggegooi deur te soog voor die onverwagte versoekings. En die duiwel bring dit na jou wanneer jy dit die minste verwag. En jou weerstand baie keer op die laagste is. En jy dink, dit kan aan jou niks maak nie. Soos om iemand vir 'n blikkie Coke aan te bied, nadat hy sopas 'n marathon voltooi het. Maar Josef weerstaan die Satan. Die Spreukedigter sê, en is baie van toepassing hier, die uitnodiging uit die mond van 'n slegte vrou is 'n diep afgrond. Jy sou dit kon omdraai van 'n slegte man ook. Jy val daarin as die Here jou vervloek het. Verskriklike woord. Josef het voor daardie afgrond te staan gekom, maar nie geval nie. Ons het gisteraand gehoor hoe Reuben geval het en hoe Juda geval het. Juda het sommer by 'n vrou ingegaan, sy weduwee skoondogter, omdat hy gedink het sy's 'n prostituut. Hy en Josef was ligjare van mekaar af. Josef is in 'n put gegooi deur sy broers, maar deur die genade het hy nie in hierdie put geval nie. Het sou veel erger wees. Ons kan by Josef leer om staande te bly en nie ons lewens weg te gooi nie. Josef het die verleidelike aanbod van Potifar se vrou nie aanvaar nie, hy weier. Ons lees, maar Josef wou nie, en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van wat ek hier is nie. Wat hy besit het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. So Josef gee 3 motiverings. Die eerste is, Potifar het Josef onvoorwaardelik met alles vertrou. En hy wou nie daai vertroue skend nie. Hoe groter die vertroue, hoe groter die skok. Tweedens, sy was 'n ander man se vrou. Sy mag niks daarvan dink nie, maar sy was 'n ander man se vrou. Sy was Potifar se vrou. En die derde is, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal teen God sondig. Dit was sy grootste motivering gewees. Is dit wat jou weerhou daarvan, as jy in 'n versoeking kom? Ek kan nie hierdie ding doen nie, ek sal teen God sondig, die Heilige. Hier met Josef verniet gehoop, die saak is afgehandel. Hy het nou gedink, jy dit mos nou weer staan. En nou stap jy, nou stop dit. Nee, ons lees, sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. So sy dag vir dag aangehou. En Josef het getrou gebly aan die Here. Satan gee nie gou bes nie. Ons moet nie dink as ons die eerste aanslag weerstaan het, die duiwel ons dadelik sal uitlos nie. In sy listigheid sal die duiwel aanhou en wag vir daardie een onbewaakte oomblik. Voortdurende versoeking het die manier om ons moeg te maak en ons weerstand af te breek as ons nie elke oomblik waak
en ons krag by God kry nie. Moenie dink omdat jy nou staan, jy gaan môre weer staan nie. As jy nie waaksaam en afhanklik van God is nie, gaan jy staan nie. Daarom het Potifar se vrou dag vir dag aangehou en waarskynlik haar kleredrag so aangepas dat dit vir die jong man al hoe moeiliker geword het, want sy was in die huis alleen baie keer saam met hom. En dit sou al hoe moeiliker vir hom word. In haar lustigheid het sy 'n finale aanslag beplan. Ons lees op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Sy het waarskynlik so gereël. En dan slaan sy toe. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê vir hom, kom lê by my. Dis nou nadat sy hom al vir weke pla. Toe kon sy aan homself nie meer beheer nie. Sy het hom skaamteloos gegryp. Tyd vir praat was daar nie meer nie, wel vir drastiese optrede. Maar Josef het buitentoe gevlug, lees ons, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Josef het gehardloop vir sy lewe. Hy het hom letterlik uit sy klere uitgehardloop. Weg van die sonde af, weg van haar af. Vandag hardloop hulle uit hulle klere uit na die sonde toe. As ons jong mense nie dit kan leer, Josef se liefde en ontzag vir God, en nie net jong mense nie, het gemaak dat hy vlug vir seksuele versoeking. Dis net die ontzag vir God wat gaan maak dat jy gaan vlug vir enige versoeking. Dit herinner aan die teks in Hebreërs, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle stryd om lewe of dood geword het nie. Vir Josef was dit inderdaad 'n stryd om lewe of dood. Sy verhouding met God was van so 'n aard geweest dat hy nie sy waaksaamheid verslap het nie. Hy wou ten alle koste nie teen God sondig nie. As koning Dawid, maar net Josef se verhaal weer gelees het, toe hy vir Batsheba sien bad het, dan sou hy eerder van die paleis se dak afgeval het om in haar bad in te val. Dawid se daad van ontrouheid het net ellende oor sy huis gebring. Josef se daad van getrouheid het gewys hy's gereed vir groter verantwoordelikheid. Jy sien, die duiwel wil dit steel, maar God toets jou om te kyk of jy gereed is vir groter verantwoordelikheid. Dit bring ons by die prys en die seën van gehoorsaamheid. Ons dink altyd as jy gehoorsaam is aan die Here, dan gaan jy net beloon word. Die onmiddellike beloning vir Josef se getrouheid was tronkstraf, omdat die vrou wat hom wou verlei, hom van poging tot verkrachting aangekla het. Ons lees in vers 14 tot 15, Potifar se vrou roep die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap, maar toe ek hard begin skree en hy hoor hoe hard ek aanroep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. As Josef natuurlik toegegee het aan Potifar se vrou en haar geheime minnaar sou word, sou daar op die kort termyn bepaalde voordele wees. Sonde het altyd voordele op die kort termyn. Net op die kort termyn. Potifar se vrou sou hom ten alle koste bevoordeel het, maar hy sou die seën van die Here verloor het. Die pad vorentoe sou vir die oomblik makliker gewees het, maar hy sou nooit die eerste minister van Egipte en die redder van die wêreld kon word nie. Kom ons leer by Josef wanneer ons versoek word. Josef versoeking is tipies van alle versoekings. Hierdie is seksuele versoeking, maar daar's baie ander versoekings. En wat leer ons by Josef? Jy kan nee sê. Oud of jonk. Jy kan enige versoeking weerstaan deur die krag van God. Baie keer voel ons, ek word nou gedruk tot by my grense, so nou mag ek maar. Nee, jy mag nie. Jy mag nie. Paulus skryf tereg, hy sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragtig versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Die Here sal nie 'n Potifar se vrou oor jou pad laat kom, as jy nie kan weerstaan nie, maar jy moet dan nie opsoek nie. Jy moet dan nie opsoek nie. Tweede is, jy kan nee sê, die tweede is, vlug vir jou lewe. Bied en bloede toe weerstand teen die sonde. 'n Stryd om lewe en dood. Is dit soos ons voel
oor sonde. En die derde ene is, en dit gaan altyd daarmee gepaard, kies die lang pad van getrouheid. Baie keer as jy getrou is, dan is daar 'n lang pad. Teenoor die lang pad van getrouheid teenoor God, eerder as die kortstondige genietinge van sonde, as jy die seën van God in jou lewe wil behou. Lees maar verder, God was met Josef, verder aan. Om die punt te kan saamvat, jy kan nie sê, vlug vir jou lewe, kies die lang pad van getrouheid. Maar in 'n sekere sin, hierdie was sy grootste versoeking. Het die grootste toets van sy lewe voorgelê. Onthou, as slaaf in Potifar se huis was hy in beheer van die hele huishouding. Hy het eintlik 'n magsposisie gehad. Met baie voorregte en vryheid. Skielik is hy die onskuldige Josef op pad tronk toe. Onthou wat ons gisteraand gesê het, God se goue reël, eers af en dan op. En in Genesis 39 se verhaal het Josef inderdaad die eerste helfte van God se goue reël ervaar. Hy is in vele opsigte verneder. Hy het in die dieptes afgedaal. Josef was nie net skuldig sonder verhoor nie, maar ook tronk toe sonder verhoor. Potifar, sy vrou, beskuldig Josef van poging tot verkrachting by haar man. Ons lees, sy het die stuk klere by haar gehou, tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, die Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê, maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. En met die aanhoor van sy vrou se aanklag, met Josef se kleed in sy vrou se hand, was Potifar woedend. En hy het doodgewoon vir Josef in die gevangenis laat gooi. Hy tronk toe. Potifar was ook in beheer van die gevangenis, want die gevangenis was 'n gebou van die koninklike leiwag. Baie interessant, normaalweg sou die man wat die vrou van 'n hoë amptenaar soos Potifar probeer verkrag het, onmiddellik die doodstraf gekry het. Die feit dat Potifar hom tronk toe gestuur het, ten spyte van sy woede, kan wees dat daar 'n tikkie twyfel in sy hart was oor sy vrou se storie, omdat hy vir Josef oor 'n paar jaar leer ken het as 'n baie betroubare man. Hy moet sy vrou glo, maar hy was, lyk my, nie heeltemal seker nie, want as hy heeltemal seker was, het hy Josef laat regstel. Maar wat ook al die rede, God sou nie toelaat dat Josef die doodstraf kry nie, want die Here se hand van bewaring was oor Josef, en daarom was die tronkstraf wat hy gekry het, binne God se plan vir hom. Net 'n volgende trappie in God se skool van vernedering waar Josef op 'n woestynpad geneem het om hom voor te berei. Die gevangenis waarin Josef geplaas is, was nie 'n tronk wat jou menswaardigheid gerespekteer het nie. In Psalm 105 vers 18 lees ons dat Josef se voete met ysterboeye geboei was. Ons lees daar, hulle het sy voete in boeye geknel, hy self het in die ysters gekom, soos Paulus en Silas. En in Genesis 40 vers 15 sê Josef aan die skinker van die koning dat hy onverdiend in hierdie gat gegooi is. So aanvanklik is Josef dus in 'n gevangenis gesit wat waarskynlik iets was soos 'n put waarvan sy broers hom gegooi het. Ons het daar by daai konsentrasiekamp het ons sulke klein hokkies gesien waar hulle die mense in gesit het, 3 dae voor hulle tereggestel is. Waarskynlik so iets, klein donker hoel van 'n kamertjie. Die woestynpad wat Josef in God se skool van voorbereiding moes ondergaan het na 'n dieper vlak van vernedering beweeg. Die gat waarin Josef gevange gehou is, was al klaar erg genoeg, maar wat dit vir hom nog meer ondraaglik gemaak het, is die feit dat hy onregverdig in hierdie gevangenis beland het. Aan die skinker in die tronk, ons kom net nou by hom uit, het Josef gesê, ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Josef was onskuldige en bitterheid en rebellie teen God kon maklik in sy hart ingekruip het. Onskuldig is hy in hierdie donker hoel van 'n gevangenis gewerp. Maar die Bybel sê dat Josef in alles het hy getrou gebly aan die Here.
Josef is nie in hierdie gat, omdat hy nie gesoog het voor 'n versoeking wat dae, weke en maande aangekom het nie. Hy het nie gesoog nie, daarom is hy in die gat. Die tronk was Josef se beloning vir sy getrouheid, en omdat hy nie toegegee het aan seksuele versoeking nie. Josef sit in die tronk, omdat hy nie teen God wou sondig nie. En boonop alles te kroon, sit hy nou met die stigma van 'n poging tot verkrachting ook. Jy ken mense, hier kom die slaaf wat Potifar se vrou probeer verkrag het. Dit was sy, as ek die Engelse woord kan gebruik, die label wat hy gedra het. Josef het onregverdig gelei, omdat hy die regte ding gedoen het. Weet jy, wanneer 'n mens onregverdig gelei, wanneer jy die regte ding gedoen het, is dit die moeilikste. Jy sien dit by kinders. As jy hulle onregverdig pak gee, dis een ding wat hulle nie kan verdra, as hulle voel hulle word onregverdig behandel nie. Jesus het onregverdige lyding verduur, daarom sal dit ook oor ons as sy volgelinge se pad kom. So toets God ons. Kobus Hannekom, almal van u ken hom, hy's van martelare vir Christus, was 2 jaar in die tronk op 'n aanklag van verkrachting, voordat hy onskuldig bevind is. God het hom voorberei vir sy werk onder die vervolgde kerk. Onregverdig. Luister wat skryf Petrus, hy sê, dit is immers genade as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur. Die 83 vertaling sê, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. Onregverdig. Omdat jy die regte ding doen. Josef het alleen met God rekening gehou, en het aan God alleen getrou gebly, en daarom is hy onregverdig in die tronk gesit. Maar God is getrou. Corrie ten Boom, ek het al in preke na haar verwys, wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in 'n konsentrasiekamp van die nasies was, omdat hulle Jode in hulle huis weggesteek het. Sy het gesê, there is no pit so deep that the love of Jesus can't reach there. No pit is so deep that he is not deeper still. The deeper the pit, the nearer was God. Dit het Josef ook ervaar in die tronk. Hoe dieper die put waarin Josef afgesak het, hoe stywer het God hom in sy troue liefde vasgehou. Ons lees in Genesis 39 vers 21, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Nou gebeur in die tronk wat in Potifar se huis gebeur het. Wat 'n getuienis is Josef nie vir ons nie. Maak nie saak in watter situasie hy beland het nie, hy het steeds so gelewe, dat hy die seën van die Here behou het. Ons lees nie dat daar by Josef 'n gees van opstand en bitterheid in sy hart teenoor God was oor die pad van vernedering wat hy moes stap nie. Moet nie 'n fout maak nie. As Josef se hart met bitterheid en onvergewensgesindheid vervul was, en dis nou eers sy broers wat hom as slaaf verkoop het, Potifar se vrou wat hom vals beskuldig het van verkrachting, Potifar wat hom onregverdig in die tronk gegooi het, as hy met bitterheid geloop het, kon God hom nie geseën het nie. Josef het nie op 'n hoopie gaan sit en kla nie, maar positiewe verskillende bydrae gemaak daar waar hy was, ongeag sy omstandighede. Anders sou die tronkbewaarder hom nie eers raak gesien het nie. Die tronkbewaarder het goedgesind teenoor Josef geword vanweë sy gedrag en optrede. Vers 22 en 23 vertel vir ons dit. Die tronkbewaarder het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom, wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. So laat hy afgesak het, was die Here nog steeds by hom, het hy nog steeds geseën in die tronk, in die slegste omstandighede waar hy was. 'n Ruk nadat Josef in die tronk gesit is en al die verantwoordelikhede in die gevangenis oorgeneem het, het die farao se persoonlike skinker en bakker in die tronk beland, omdat hulle verkeerd teenoor die farao opgetree het. En bo alles, omdat God dit beskik het. En dan word Josef die dienskneg van hierdie twee hoofprofiel gevangenes. Dalk het
Potifar 'n hand daarin gehad. Hy word hulle persoonlike diensknegt in die tronk. Nou die skinker en die bakker het baie naby aan die farao beweeg en dit was voordelig om hulle goed te ken, veral met die vooruitsig dat hulle weer heraangestel kan word in hulle poste. Want hulle is by die farao. En nadat die skinker en die bakker lank in die tronk was, het albei 'n droom gedroom. En wanneer Josef een oggend vir die bakker en die skinker uitvra oor hoekom hulle so bedruk lyk, vertel hulle vir hom van die drome wat hulle gehad het. En dan die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef eers vertel. Die skinker het vertel, hy het gesê, die skinker het gesê, in my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien, en in die wingerdstok was daar 3 lote, dit het kwaadlik gebot, of daar was al blomme, en toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad, en ek het die druiwe gepluk, en daarin uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao, en dan vertel die hoof van die bakkers ook sy droom, en nou ek, sê die hoof van die bakkers, in my droom was daar 3 mandjies met brood op my kop, en die boonste mandjie was daar 'n geurende baksel vir die farao. Maar die voëls het dit so uit die mandjie uit op my kop kom opvreet. En hier begin ons sien, dit blyk dat God nie net met Josef praat deur sy eie droom nie, maar dat God ook aan Josef die gawe gegee het om die betekenis van ander se drome uit te lê. En dan Josef baie duidelik gesê, dis God wat die uitleg gee, nie hy nie. Sy uitleg vir die skinker was baie gunstig. Oor 3 dae sal die farao jou in jou amp herstel as sy persoonlike skinker. Toe die bakker dit hoor, toe sy baie opgewonde, maar sy uitleg was minder gunstig. Hy het vir hom gesê, oor 3 dae sal die farao jou laat ophang en die voëls sal die vleis van jou liggaam afvreet. Dit was sy boodskap aan die bakker. En 3 dae later het die farao tydens sy verjaardagpartytjie waar al sy amptenare teenwoordig was, aandag gegee in die saak van die skinker en die bakker, en dit was net soos Josef gesê het, die skinker is heraangestel en die bakker is opgehang. Nou baie interessant, nadat Josef vir die skinker die gunstige uitleg gegee het, hy het vir hom gesê, jy gaan oor 3 dae, gaan jy uitwees hier, en jy gaan aangestel word. En terwyl hulle nog in die tronk was, het Josef vir die skinker 'n guns gevra, het vir hom gesê, maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink, en moet jy my 'n guns bewys, jy moet my saak vir hom, dis die farao stel, en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Maar ons lees egter in vers 23, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet. Dit blyk uit nog so 2-3 jaar gesit in die tronk na dit. Geliefdes, die hoof van die skinkers het van Josef vergeet, maar God het nie van hom vergeet nie. Al het Josef dalk so gevoel. Alles het egter volgens God se plan verloop, maar dit was nog nie God se tyd vir Josef om uit die tronk te kom nie. Dis moeilik. Dis baie moeilik. Wat wou God bereik, kan ons vra? Josef se voorbereiding in God se skool was nog nie klaar nie. Die woestynpad van vernedering wat Josef in God se skool van voorbereiding moes stap, was nog nie klaar nie. God het sy tyd en op presies die regte tyd sou Josef uitkom, voorberei vir die taak waarvoor God hom geroep het. Geliefdes, en dis waar van Josef, maar dis waar vir elkeen van ons. In God se skool van voorbereiding word ons karakters gevorm. Louter die Here ons van hoogmoed, eie waan, selfverheffing en beklee ons met nederigheid, sodat ons nie hoogmoedig sal word wanneer God ons gebruik vir dit waarvoor hy ons roep nie. Al is dit 'n genadewerk deur God se Gees. Nou soos by Pinkster. Dis wat die Heilige Gees in jou doen. Verander jou. Al is dit 'n genadewerk deur God se Gees, neem dit gewoonlik vir God tyd om dit te doen. Dis ons wat die tyd nodig het, want ons het 'n sondige natuur. En wanneer God met ons klaar is, kan ons gewoonlik veel meer in die koninkryk beteken as voorheen. Omdat daar dan minder van onsself en meer van God in ons teenwoordig is. Ek sluit. Kom ons vat saam en leer by Josef. Wanneer 'n mens onregverdig ly, is dit die moeilikste. Almal van julle wat hier sit, ly soms onregverdig.
Bly getrou aan God en hy sal jou uiteindelik beloon. Hoe dieper die put van beproewing waarin jy afsak, hoe stywer sal God jou in sy troue liefde vashou. Partykeer voel jy, nou kan ek nie meer nie. Dit kan nie so aangaan nie. Maar hoe stywer sal God jou vashou. Psalm 32 vers 10 sê die goddeloosheid baie smarte. Maar die regverdig is die Here, die wat op die Here vertrou, omvou hy met sy liefde. Derde punt is, moet jy nie verknies oor negatiewe omstandighede waaraan jy niks kan doen nie. Jy mors net jou tyd. Doen wat jy doen van harte vir die Here en nie vir mense nie, en God sal jou op die langtermyn beloon. As jy ervaar dat jy in een of ander area van jy lewe 'n woestynpad moet stap, moenie uit God se hand probeer uitklim nie. Buite sy hand is dit baie slegter as binne in sy hand. Al voel dit vir jou, hy druk jou. Wag op God se tyd tot hy jou daar optel en dan sal jy gereed wees vir dit waarvoor die Here jou wil gebruik. Die Here wil jou verander en vorm deur sy Gees, sodat Jesus Christus in jou lewe gestalte kan aanneem. Jesus se nederigheid, sy liefde, sy vrede, daar kan die Here jou gebruik. Want dan is daar minder van jou en dan is meer van hom. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir gebed. Vanaand wil ek graag hê dat ons moet saam bid. As jy nie by iemand sit nie en jy het nie vrymoedigheid nie, bid op jou eie. Maar ek wil hê ons moet vir twee goed bid. Die eerste is, kom ons, almal van ons weet van mense wat deur uiterste krisisse gaan. En deur uiterste beproewing gaan. Ek gaan geleentheid gee vir gebed vir hulle. En dan daarna op julle eie tyd kom ons bid vir ons jong mense. Bid vir ons jong mense. Die Here deur sy Gees in hulle harte sal werk en dat die Here sal staande hou in die tyd waarin ons leef teen versoekings. En bid vir geestelike leiers. Want as die duiwel 'n geestelike leier laat val, dan het dit 'n domino effek. Dan val daar gewoonlik klomp mense na dit want hulle het opgekyk. So ons bid vir mense wat in geweldige beproewing is en as hulle by mekaar sit, dan kan julle ook by die naam bid vir sulke mense en dan die tweede bid dat die Here ons staande sal hou. Bid vir ons jong mense, bid vir die geestelike leiers in die kerk. Ek gee geleentheid vir gebed en dan sal ek afsluit. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand kan kom en kan intree vir mense wat U toelaat in hulle lewens waar hulle deur die beproewings gaan en waar dit soms onregverdig voel as ons as mense van die buitekant af kyk. Smart en lyding en beproewings waarvan ons nie die sin baie keer kan verstaan nie. Here, ons wil bid dat U diegene ook in ons gemeente net sal toevou met U liefde. En dat U sal troos en dat U sal versterk en dat U hulle sal louter soos goud. Dat hulle gesuiwer aan die ander kant sal uitkom, Here. En vir ons wat hier sit, wat ook dit ervaar, wees ons genadig, Here. Soos die disippels wil ons vir U sê, Here, ons kan na niemand anders toe gaan nie. Ons kan net na U toe kom. Want U die woorde wat die ewige lewe gee, en U is die een wat ons kan verkoop en ons dors kan les. Dan wil ons ook bid vir ons jong mense, jong gelowiges. Here, wat in die tyd waarin ons lewe ook so versoek en beproef word op verskillende maniere, dat U hulle sal staande hou, Here. Dat U hulle genadig sal wees. Ook vir ons, ook vir die van ons wat geestelik leiding neem, dat U ons nederig sal hou aan die voete. En dat U ons sal bewaar. En dat U seën ook deur ons lewens kan vloei na mense rondom ons. Hou ons getrou aan U, Here. Bewaar ons te midde van versoekings.
Wees ons genadig. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons slotlied is lied 146, my gees, my siel, my liggaam. As ek dit nou reg gedaan het, is dit 3, nee, dit is ook 4 versies daar nie. Dit is 4 versies. En na die slotlied gaan ek die seën uitspreek en dan is daar, as ek dit nou reg verstaan het, sosatie en 'n aartappel te koop. En as jy wonder waarvoor die fondse gaan, dit gaan vir die bedienings van die kerk, dit gaan vir die mannabediening en ander bedienings. So, maar kom ons staan op en sing ons saam lied, vonklied 146, 1 vers 1, 2, 3 en 4.